Goeiemôre. Dit is vandag so waar 25 Maart. As ek my nie verbeel nie, is dit die laaste Woensdag van die jaar, van die maand Maart, is dit nie? Maar in elk geval, my naam is Estie Geldenhuys en ek bied vandag vir jou 'n paar gedagtes oor die kosbare Psalm 15. En die opskrif daar is: Wie mag vertoef in u tent, o Here? Dankie Vader vir hierdie Psalm. Dankie Vader vir hierdie Psalm. In die naam van Yeshua, Vader, bid ek nou, dat u self asseblief nou kom deur die krag van u Gees en dit wat u wil hê wat ons regtig moet verstaan van dit wat hier in hierdie Psalm geskryf is. Kom dra u dit self aan ons oor. Asseblief Vader. Dankie dat ek net asseblief die instrument kan wees. Ek bid dat u goeders met mense sal praat deur dit wat ek nou hier gaan aanbied, wat ek nie eens gesê het nie. Mag die krag van u Gees, die volheid van hierdie boodskap, asseblief oordra aan elkeen wat ooit hierna sal luister. Dit vra ek in die naam van Yeshua. Amen. Psalm 15. Die opskrif daar is: Wie mag vertoef in u tent, o Here? En hierdie opskrif laat mens dadelik besef dat koning Dawid hier oor dinge wil praat waaraan ons ook moet aandag gee. En indien ons ook op die opregte behoefte het om te vertoef in die teenwoordigheid van ons Vader. Nou wie het nie daardie behoefte nie, maar ek weet nie of ons mooi genoeg daaroor dink of oor die betekenis daarvan dink. Mag ons Vader dit vir ons werklik waar ook deur hierdie Psalm 'n groter werklikheid maak. Weet jy, ek dink nog al hoe meer ons toelaat dat hierdie gedagte 'n begeerte in ons word, wat groei en sterker word, hoe nader sal ons kan kom aan die werklikheid daarvan. Dat ook ek en jy mag vertoef in die teenwoordigheid van ons Vader. Hoe meer hierdie gedagte in ons helder word, hoe groter die kans dat ons daar sal uitkom. Mag ons beleef dat wanneer ons met 'n verwagting daarvan om te leer oor wat dit van my vra om te wag op ons Vader, dat ons juis dan hierdie wonderbare proses sal snap. Dit is immers beskore vir elkeen wat in hom glo en kies om aan hom gehoorsaam te lewe. Kom ons luister en leer. Psalm 15 vers 1, 'n Psalm van Dawid. Here, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg? Kyk na die getuienis wat koning Dawid uitgeleef het en besef, hy het self behoorlik nagedink oor die vraag. Die antwoord wat hy dan gee, is nie slegs wel deurdag en deurleef nie. Dit is sy eie waarheid. Terwyl ons verder lees, dink so lank saam. Wat was dit wat koning Dawid moes leer? Gaan dan asseblief na jou eie Bybel en merk deur dit te nommer die dinge wat koning Dawid ook ons wil leer. Psalm 15 vers 2. Hy wat, en hier is die eerste een, opreg wandel. Opreg beteken ongeveins in die Afrikaans verklarende woorde. Met ander woorde, daar's niks in wat lieg of wat vals is nie. Opreg. En die tweede een, en geregtigheid doen. Reg, nie verkeerd nie. En reg word slegs gebaseer op waarheid. En wat met sy hart die waarheid spreek. Kom ons lees net weer Psalm 15 vers 2. Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen en wat met sy hart die waarheid spreek. Onthou, dit alles kom nou as 'n antwoord op koning Dawid se vraag in vers 1, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg? En dan kom hy met opregte wandel, geregtigheid doen en waarheid spreek. Vers 3.
wat nie rondgaan met laster op sy tong nie. Met ander woorde, hy's nie vals nie en hy praat nie kwaad nie. Sy vriend geen kwaad doen nie. En 'n 6de punt, geen smaatrede uitspreek teen sy naaste nie. Ek het gaan kyk in my verklarende woordeboek, wat is die verklaring van die betekenis van die woord smaad? Daar staan hoon, beledig, minag, selfs belaster. Een wat hierdie tipe goed uit sy hart uithou, geen smaatrede uitspreek teen sy naaste nie. Hy kan aanspraak maak om nader aan ons Vader te kom. Psalm 15 vers 4 word die 6de punt genoem. In wie se oë die verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat die Here vrees. Al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie. Weet jy, ons het mos verstand gekry, ons kan sien, wanneer is watter mense besig om God te hoon, te belaster, en dit is waar ons nie deel van mag wees nie. Dit is waarna Dawid hier verwys. In wie se oë die verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat die Here vrees. Al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie. Vers 5 is punt 8. Wat sy geld nie gee op woeker en geen omkoopgeskenk aanneem teen die onskuldige nie. En dan sluit koning Dawid hierdie psalm af met die wonderbare belofte wat mens selfs 'n trofee wil noem. Hy wat hierdie dinge doen, sal in ewigheid nie wankel nie. Ek het net hier my kant aantekening gemaak wat ek net weer wil herhaal. Smaad beteken hoon, beledig. Dit beteken selfs om te belaster. Weet jy, in watter klein gedagtetjies is ons dalk met sulke hoon goed besig en ons klik dit nie eers nie. Kan jy met my saamstem? Dat daar 'n klein leuntjie is, die effense valsheid wat ons laat struikel. Valsheid, al is dit hoe klein, is nie God se waarheid nie. Dit is hierdie klein jakkalsies, selfs in ons gesindheid, wat skeiding maak tussen ons en ons Vader. Hierdie gesindheid is ons eie keuse. Slegs ons self kan dit erken en bely en dan daarmee klaar kry. Want ek en jy kies elke dag in elke situasie ons gesindheid. Bid ons genoeg oor ons gesindheid. Lê ons dit genoegsaam voor Vader en vra, wys my, stop my, gee my 'n onrustigheid, die oomblik as my gesindheid nie U liefde weerkaats nie. Ek wil ook graag vir jou lees wat die vertalers van die Message vertaling met hierdie psalm gedoen het. Dis baie kort en kragtig en reguit. Walk straight, act right, tell the truth, don't hurt your friend, don't blame your neighbor, despise the despicable, keep your word even when it costs you, make an honest living, never take a bribe. You'll never get blacklisted if you live like this. Nou ja, met die blacklisted gooi hulle die bal uit 'n ander hoek. En tog gee dit 'n dimensie aan dit waarteen koning Dawid juis waarsku. Die wat wandel in goddelike waarheid sal juis deur hierdie waarheid beskerm word. Weet ek dat ons Vader dit in ons soek. As ons nie 'n goeie mens kan wees nie, met ons weet, ons sal altyd ergens faal. Daarom, kies om opreg te wandel voor ons Vader. Spreek waarheid in geregtigheid, moenie lieg nie, moenie vals wees nie. Kom ons weerhou ons van iets soos smaatrede.
wat ander mense sleg maak. Kies om God te eer met die vrees van die Here. Vader, leer ons asseblief, ons vra dit in die naam van Yeshua. Leer ons wat dit vra om selfs in die kleinste dinge U te vrees met ontzag en opregtheid. Dankie dat hierdie gees van die vrees van die Here altyd ons pad sal rig. Vader, ek bid dat U vir elkeen van ons, dat U by my begin asseblief. Geef ons 'n bewustheid. Geef ons om te onthou dat ons hierdie pad nie op ons eie kan stap nie. Maar dat ons altyd U in ons gesindheid in eerste plek sal volg, sodat ons gesindheid kan oorspoel in dit wat U wil dat ons sal uitleef. Asseblief Vader, ons vra dit absoluut uit genade. Amen.